Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskep het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Prys die God van die hemel, want vir ewig duur sy troue liefde. Groet julle vanmôre in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir julle. Ons skriflesing vanmôre is Romeine 8 vers 31 tot 39. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Amen. Ek dink as ek vir elkeen van ons vandag sou gevra het, waarvoor is ons bang? Dan sal die antwoord nogals baie verskil van persoon tot persoon. Party sal sê, ek weet nie of ek nog volgende maand 'n werk gaan hê nie. Ander sal sê, die lewenskostes wat die heeltyd styg. Sommige boere wonder of wanneer die volgende droogte of die volgende storm gaan kom. Besigheidseienaars wonder of mense nog gaan kan bekostig om by hulle te kan kom koop. Jong mense wonder of daar vir hulle 'n toekoms is in Suid-Afrika. Ouers wonder oor die veiligheid van hulle kinders. En baie van ons wonder wat môre weer op die nuus gaan opkom. En dit is alles deel van hierdie wêreld wat ons in leef. Dit is maklik om te dink dat God net teenwoordig is wanneer alles goed gaan. Maar Romeine 8 is geskryf vir mense wie se wêreld ook onseker was. Paulus skryf nie vir mense wat gemaklik leef nie. Hy skryf vir gelowiges wat ook onder baie druk gestaan het. En tog sê hy, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil graag vir julle 'n videoklip speel wat vir ons so bietjie iets illustreer van wat ons hierso in die teks lees vanmôre. Kom ons kyk saam. This is it. We made it. Whoa. It's really creepy, yeah. Isn't it great?
We could get in big trouble. I know. I wonder if its brains are still in there. There's only one way to know. Come on, let's go check it out. The only checking out you will do will be to check out of here. Man. We're way beyond the boundary of the Pride Lands. Look, Banana Beak is scared. It's Mr. Banana Beak to you, Fuzzy. And right now, we are all in very real danger. Danger? Ha! I walk on the wild side. I laugh in the face of danger. Well, Bonsai, what have we got here? I don't know, Shenzi. What do you think, Ed? Yeah, just what I was thinking. A trio of trespassers. And quite by accident, let me assure you. A simple navigational error. Whoa, wait. I know you. You're Mufasa's little stooge. I, madam, am the king's major domo. And that would make you... Future king. Do you know what we do to kings who step out of their kingdom? Puh, you can't do anything to me. Technically they can. We are on their land. But Zazu, you told me they're nothing but slobbering, mangy, stupid poachers. Ixnay on the Upidstay. Who you calling Oopid Stay? My. Oh, look at the sun. It's time to go. What's the hurry? We'd love you to stick around for dinner. Yeah, we could have whatever's lying around. Wait, I got one. Make mine a cub sandwich. What you think? Here, kitty. That was it? Do it again. Please, Uncle. Silence! Hey, come on, we're gonna shut up right now. We're really sorry. If you ever come near my son again, Oh, this is your son? Oh, yours? Did you know that? No, me? I didn't know. No, did you? No, of course not. No. Ed? Doodles. So in die fliek was Simba aan die begin vol bravado. Hy het baie groot gevoel en hy het gedink hy's gereed vir enigiets. Hy gaan doelbewus na 'n plek wat sy pa hom verbied het om te gaan. Aanvanklik is alles baie opwindend en dan verskyn die hyenas. Is dit nie ook maar partykeer hoe die lewe werk nie? Een oomblik voel ons okay en ons voel ons kan enigiets op ons eie aanpak en die volgende oomblik dan besef ons nou ruk dinge hand uit. En daar's dae wat die wêreld soos 'n olifant begrafplaas voel. Finansiële druk, politieke onsekerheid, misdaad, siekte, gebroke verhoudings. Skielik voel ons baie klein en die hyenas lyk baie groot. En toe dit lyk of daar geen meer hoop is nie, hoor hulle die brul. Mufasa kom daar aan. Simba kon hom nie self red nie en hy het ook niks gedoen om gered te word nie. Hy bevind homself in 'n lewensgevaarlike situasie. En Mufasa red hom nie omdat hy verdien om gered te word nie. Mufasa red hom omdat hy 'n getroue pa is wat nie sy seun sal los nie. Nou geliefdes, Mufasa is nie die Here nie. Maar hierdie toneel herinner ons aan iets baie groter. Daar is iemand wat ook na ons toe kom wanneer ons onsself nie kan red nie. En sy naam is Jesus Christus. Wanneer Paulus sê, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Dan wonder ek nogals hoe sou Paulus daai woorde in vandag se tyd geskryf het. In plaas van lyding of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid,
gevaar of swaard, sou hy dalk vandag in Suid-Afrika gesê het, finansiële druk, krag- en wateronderbrekings, korrupsie, misdaad, werkloosheid, stygende lewenskostes, politieke onsekerheid, geweld, kanker, depressie en die dood. Nie enigiets anders in die hele skepping kan ons skei van die liefde van God nie. En Paulus sê nie, ons mag nooit bang wees nie. Hy sê dat wanneer ons bang is, kan ons met absolute sekerheid weet, dat ons nie alleen is nie. En dit is 'n groot verskil. Dink net 'n bietjie as 'n mens groot skrik. Wat doen mens eers? Jy gryp dadelik die persoon langs jou. Ek dink byvoorbeeld aan my kinders toe hulle klein was. As hulle in die donker gang moet afstap. Papa, kom papa saam met my loop. En skielik, as papa by is, dan verdwyn daai monsters in die donker. En daarmee wil ek glad nie sê dat ons bekommernisse en ons vrese vandag net in ons verbeelding is nie. Daar is regtig gevare daar buite. En daar is mense wat op elke dag op verskillende maniere seer kry in hierdie lewe. Partykeer kry ons baie seer. En dit help ook nie om deur die lewe te gaan met oogklappe en al die probleme en die gevare van die lewe net te ontken en net met blinde optimisme net te sê dat alles altyd net maanskyn en rose is en alles is oukei nie. Paulus ontken nie ons probleme nie, of dat ons lewensomstandighede partykeer baie sleg en moeilik is. Maar hy begin met 'n eenvoudige vraag, wat lewensveranderend eintlik is. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy sê nie, niemand gaan ooit teen jou wees nie. Daar sal mense teen jou wees, daar sal probleme wees, daar sal teleurstellings wees. Daar sal selfs tye wees wat jy voel asof die hele wêreld teen jou draai. Maar daar is 'n verskil tussen iets wat teen jou is en God wat vir jou is. Wanneer die Skepper van die hemel en aarde aan jou kant staan, verander alles. Ons kyk dikwels na hoe groot ons probleme is, maar God nooi ons eerder om te kyk hoe groot hy is. Soms wens ons dat dinge net beter kan gaan in hierdie wêreld. Dan dink ons, dan gaan ons oukei wees. Baie mense dink, as die regering net verander, as die ekonomie net herstel, as ek net meer geld het, as die misdaad net minder was, dan sal ek vrede hê. Maar Paulus sê, ons vrede lê nie in parlement nie. Ons vrede lê nie in die JSE nie. Ons vrede lê nie in die rand-dollar wisselkoers nie, of wie in volgende jaar gaan regeer nie. Ons vrede lê in 'n leë graf. Dit beteken nie dat die politiek en die ekonomie nie saak maak nie. Dit beteken dat hulle nie ons verlosser is nie. En geliefdes, ek weet nie wat môre in Suid-Afrika gaan gebeur nie. Ek weet nie wat die petrolprys volgende maand gaan wees nie. Ek weet nie hoe die ekonomie gaan lyk nie. Ek weet nie wie volgende jaar in beheer gaan wees nie. Ek weet nie wat 'n volgende doktersafspraak gaan oplewer nie. Of op watter manier misdaad jou lewe gaan raak nie. Maar een ding weet ek, Jesus Christus sit steeds aan die regterhand van God.
Hy pleit steeds vir sy kinders. Hy regeer steeds. Hy het ons steeds lief. En daarom kan ons saam met Paulus met sekerheid sê, ek is oortuig. Nie omdat Suid-Afrika veilig is nie omdat dit maklik is om in Klerksdorp te bly nie omdat die ekonomie sterk is nie, maar omdat Christus sterker is. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Die wêreld sê, kyk hoe groot is die hyenas. Die Paulus sê, kyk hoe groot is jou Vader. En ons leef in 'n wêreld waar baie mense moeg is. Sommiges glimlag nog, maar binne is hulle uitgeput. Daar is mense wat wakker lê oor geld. Ander wag vir mediese uitslae. Sommiges rou oor iemand wat hulle verloor het. Ander voel skuldig oor foute uit hulle verlede. Die party wonder selfs, het God heeltemal van my vergeet? Ons leef in 'n tyd waar baie dinge onseker voel. Die ekonomie verander. Werksekerheid is nie gewaarborg nie. Gesinne beleef spanning. Oorloë en geweld vul ons nuus. En ons eie gesondheid kan binne oomblikke verander. En dit laat 'n mens vra, waar is God in dit alles? Dit is presies in so 'n wêreld dat Paulus hierdie ongelooflike woorde skryf. Hy skryf nie vanuit 'n luukse huis nie. Hy skryf as iemand wat self vervolging, gevangenskap, mishandeling, honger en gevaar geken het. En tog eindig hy nie met wanhoop nie. Hy eindig met een van die grootste geloofsbelijdenisse in die Bybel. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. As 'n klein kind saam met sy pa deur 'n donker straat stap, is hy nie dapper omdat die straat veilig is nie. Hy is dapper omdat hy sy pa se hand vashou. Die donkerte het nie verander nie, maar sy veiligheid lê nie in die straat nie. Sy veiligheid lê in sy Vader. So ook met ons. Ons hoop lê nie in beter omstandighede nie. Ons hoop lê in 'n God wat vir ons is. En hoe weet ons dat God vir ons is? Die kruis. Die kruis is God se bewys van sy liefde. Vers 32 sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie. Paulus wys nie eers na ons omstandighede nie. Hy wys na Golgotha. Wanneer ons begin twyfel aan God se liefde, kyk ons dikwels vas in ons probleme. God sê, kyk eerder na my seun. Die kruis is God se grootste bewys dat hy vir my en vir jou liefhet. As hy bereid was om sy eie seun te gee, sal hy jou dan nou los? Nee. Elke keer wanneer jy wonder of God nog omgee, dan is daar die kruis wat ons herinner. Wat ons herinner hoe ver God bereid was om te gaan vir ons. En niemand kan God se uitspraak verander nie. Vers 33 en 34 gebruik die beeld van 'n hof. Satan word dikwels in die Bybel die aanklaer genoem. Hy herinner ons graag aan al ons mislukkings. Hy fluister in ons oor. Jy is nie goed genoeg nie. God kan jou nie meer lief hê nie. Jy het al te veel verkeerde dinge gedoen. Maar Paulus vra, wie sal God se uitverkorenes aankla? Die antwoord is niemand. Waarom?
Want die hoogste regter het reeds uitspraak gelewer. God het gesê, vrygespreek, en niemand kan die uitspraak van die hoogste regter omkeer nie. Wat nog meer, Jesus sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Ons staan nie alleen in die hof nie. Ons advokaat staan langs ons. En Paulus vra die vraag wat elke gelowige al gevra het. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? En hy lys die goedjies daarso. Kan dit lyding wees? Kan dit benoudheid wees? Vervolging, honger, naaktheid, gevaar, die swaard? En hierdie is nie teoretiese goedjies wat Paulus opnoem nie. Paulus het baie van dit self in sy eie lewe beleef. Hy sê nie, as jy genoeg geloof het nie, sal hierdie dinge nooit met jou gebeur nie. Nee, hy sê, selfs wanneer hierdie dinge gebeur, bly Christus jou liefhê. Ons meet God se liefde dikwels aan hoe gemaklik ons lewens is. Maar die Bybel meet God se liefde aan die kruis. Soms bid ons, Here, haal my net asseblief uit hierdie storm uit. Maar baie kere antwoord God, ek gaan saam met jou deur hierdie storm. Die wonderwerk is nie altyd dat die storm skielik bedaar nie. Die wonderwerk is dat Jesus saam met ons in die boot is. Vers 37, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Luister mooi, nie na al hierdie dinge nie, nie wanneer al hierdie dinge verby is nie, in hierdie dinge is ons oorwinnaars. En ons oorwinning beteken nie, ons huil nooit nie. Dit beteken nie, ons word nooit bang nie. Dit beteken nie, ons verloor nooit 'n geliefde nie. Maar dit beteken, selfs in ons pyn, kry die pyn nie die laaste woord nie. Christus kry die laaste woord. En ons is nie oorwinnaars omdat ons sterk is nie. Ons is oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Wanneer 'n rugbyspan die beker wen, dan is selfs die speler wat beseer is en op die bank sit, deel van die oorwinning. Nie omdat hy enigiets self gedoen het nie, maar omdat hy deel is van die span. Ons oorwinning rus nie in ons prestasies nie. Dit rus in Jesus se oorwinning. In die kernvers van ons teks vanmôre, Paulus noem alles op. Geen dood, geen lewe, geen engele, geen magte, geen hede, geen toekoms, geen hoogte, geen diepte, geen ander skepsel, niks. Dit is amper asof Paulus deur die hele heelal kyk om seker te maak dat hy niks gemis het nie. Hy kyk op, hy kyk af, hy kyk vorentoe, hy kyk terug. Hy kyk na die geestelike wêreld, hy kyk na die fisiese wêreld. En dan sê hy, daar is eenvoudig niks sterker as God se liefde nie. Selfs wanneer ons soms voel, ons hou nie meer aan God vas nie, hou hy steeds aan ons vas. En ons redding rus uiteindelik nie op die krag van ons hand nie, maar op die krag van sy hand. Jesus het immers gesê, niemand sal julle uit my hand uitruk nie. En miskien sit daar iemand vandag hierso wat wonder, ek weet nie hoe ek deur volgende maand gaan kom nie. En God sê, ek is vir jou. Miskien is daar iemand wat vandag met siekte saamleef. God sê, ek is steeds by jou. Miskien is daar iemand hier vanmôre wat in rou is. God sê,
my liefde het jou nie verlaat nie. Miskien is daar iemand wat hierso sit en skuldig voel oor iets wat in die verlede gebeur het. God sê, Christus het reeds vir jou betaal. En miskien is iemand bang vir wat môre gaan gebeur. God sê, ek is reeds daar. Dit maak nie saak hoe ons omstandighede lyk of verander nie. God se liefde verander nooit. Die beroemde prediker Charles Spurgeon het eenmaal gesê, God is te wys om 'n fout te maak en te liefdevol om ooit iets tot ons nadeel te doen. As jy dus nie sy hand kan sien in die dinge wat met jou gebeur nie, vertrou gerus sy hart. En dit is presies Paulus se boodskap vanmôre. Jy verstaan dalk nie alles wat in jou lewe gebeur nie, maar jy kan die hart van God vertrou, want die kruis bewys dit. En daarom kan ons saam met Paulus vanmôre sê, ek is oortuig. Nie ek hoop nie miskien nie, ek is oortuig dat geen dood, geen lewe, geen siekte, of verlies of teleurstelling, geen sonde waarvoor Christus reeds betaal het, geen mag in die toekoms, geen storms, traan of graf, geen krisis, geen vyand, niks kan ons skei van liefde van God, wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Kom ons sluit ons oë in gebed. Liewe Vader, dankie vir u liefde. Dankie dat ons kan weet en met volle sekerheid kan sê dat ons veilig en geborge in u liefde kan rus. Aba Vader, ons kom sê opnuut vanmôre dankie vir u seun wat u vir ons gestuur het om te kom sterf aan 'n kruis as ewige bewys en teken van u liefde. Vader, dankie dat daar niks op hierdie aarde is wat ons hoef te vrees nie, want daar is niks op hierdie aarde wat ons kan skei van u liefde nie. Here Jesus, dankie dat u ons nooit verlaat nie. Ons vra dat u ons sal kom vul met die Heilige Gees, sodat ons die liefde van die Vader aan ons naaste en aan die wêreld kan betoon. Wees ook asseblief saam met elkeen vandag wat alleen is en dalk bang voel of onseker oor die toekoms is. Here, skenk aan elkeen van ons dit wat ons mag nodig hê om die uitdagings van die lewe te oorkom. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. God die Vader sal u altyd lief hê. God die Seun sal u altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal u altyd vertroos en in sy waarheid lei. Amen.